Goeienaand luisteraars. Ek is Marietjie Maas Kokemoer, misdaadverslaggewer sedert die dae toe polisiebeamptes nog met pen en papier gewerk het. En ek nog gedink het koffie vervang slaap. Ek het my loopbaan in 1989 begin, toe Hare groot was, musiek hard was en ons nog gedink het 'n serial killer is iets wat net in Amerikaanse flieks gebeur. Vir meer as 30 jaar het ek stories gevolg deur die donker steegies, afritte, agterkamertjies en koue stoorlokale van hierdie land. Ek het geleer dat monsters nie altyd hoorbare voete het nie en dat stilte soms harder skree as 'n sirene. Hier onder die lamplig bring ek daardie stories vir jou. Die raaisels wat bly klop, die moorde wat nie wil rus nie en die mense wat jy nooit sou vermoed nie. Net 'n waarskuwing, name en plekke verander soms, maar die waarheid, nee, die bly soos hy is. So sit die ketel af, ek is nie hier om jou bang te maak nie, ek is hier om die lig te hou. As jy bang raak, is dit dalk net omdat iets uiteindelik sigbaar word. So kom loer saam met my onder die lamplig, waar die donker dinge uiteindelik hulle vorm wys. Want as daar een ding is wat ek glo, is dit. Die waarheid kruip altyd ergens rond. Ek is net hier om te kyk waar. Hier by onder die lamplig skree ons nie, ons jag nie, soek nie sensasie nie. Hier sit ons stil, hier kyk ons stadig. Hier vat ons 'n storie in die hand en draai hom om totdat die skaduwees wys. En vanaand brand die lamp oor 'n saak wat nie begin het met 'n skree nie, maar met 'n verdwyning. En toe nog een. En toe 'n skoot in die nag. Ons reis neem ons na Bakersfield. 'n werkersdorp, warm son, oliepompe wat soos metaalvoëls op en af buig teen die horison. Nie die tipe plek wat jy op 'n misdaadkaart sal merk nie. Maar in 2018 het 3 jong mense daar verdwyn. Hulle word later bekend as die Bakersfield 3. Ons gaan net gou vir 'n advertensiebreek. Hang rond, ons is nou weer terug. Ons is weer terug by Slaapstories vir groot mense. Madeleine hier by julle. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe asseblief. Dit help baie as jy dit doen, want dan stuur die algoritmes vir ons na meer mense toe. Onthou ek asseblief om heel onder aan die Spotify episodes vir ons 'n kommentaar te kan gooi. Ons lief dit om van julle te hoor. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar. Vir minder as die prys van 'n brood kan julle so lekker luister. Mensies, ons sien uit al die data wat ons kry dat julle nogal van Maas en Mavis hou. En natuurlik is julle ook mal oor oom Eldie. Al like en comment julle nie. So, ons gaan beslis meer van hierdie stories vir julle bring. Ons wil julle gelukkig hou. Lekker luister vanaand na Maas. Dit het begin met 'n ma wat weet iets is verkeerd. Jy ken daai gevoel, daai een wat jou nie los nie, daai een wat sê iets is nie reg nie. Op 23 Maart 2018 het Mika Halsenbeek nie huis toe gekom nie. Hy was 34, 'n pa, iemand wat gesukkel het, maar iemand wat probeer het. Aanvanklik was dit net nog 'n man wat in die verkeerde kringe beweeg het. Maar sy ma Cheryl het nie gerus nie. En terwyl sy nog gesoek het, het 'n tweede tragedie plaasgevind. In April is James Coolstad in sy eie oprit doodgeskiet. Net so, skote, donkerte en 'n liggaam wat nie weer sou opstaan nie.
Dit het soos 'n afsonderlike voorval gelyk, totdat name begin herhaal het, totdat mense begin fluister het oor 'n sekere groep. En toe, amper geluidloos, is 'n derde naam bygevoeg. Bailey Despot, 20 jaar oud, kreatief, slim, vol planne. Sy het net verdwyn. Geen dramatiese toneel, geen bloedspatsels teen 'n muur nie, net stilte. En soms is stilte harder as enigiets anders. Wat hierdie saak anders maak, is nie net geweld nie, dis die verweefde drade. Mika, James en Bailey het in dieselfde sosiale kringe beweeg. Daar was dwelms, gesteelde vuurwapens, wantroue. En daar was 'n man wie se naam stadig uit die skadu getrek is. Matthew Queen. Hy was verbind aan Bailey en volgens aanklaers diep betrokke by wat met Mika gebeur het. Wat later in die hof onthul is, was koud. Getuienis het daarop gedui dat Mika vermoor is. Hulle het gedink vuur los alles op. Dis merkwaardig hoeveel mense steeds glo forensiese wetenskap het nie internet nie. Dit was nie 'n groot misdaad syndikaat nie. Dis gewone mense wat verkeerde keuses maak. Dis dalk wat hierdie saak so ontstellend maak. Nie 'n meestersbrui nie, nie 'n filmskurk nie. Net mense wat stadig oor 'n lyn trap en dan maak asof hulle nie sien hulle het hom oorgesteek nie. En dan verder gaan as wat enige iemand gedink het hulle kon. Maar hier is waar die storie draai. 3 ma's, 3 vroue wat nie bereid was dat hulle kinders nog net 'n statistiek word nie. Cheryl, Jane en James se familie. Hulle het mekaar gevind. Hulle het saam begin grawe, saam dokumente gelees, saam leidrade gevolg, saam druk op die polisie geplaas. Dis amper ironies. Die misdaad het in die donker gebeur, maar dit was die ma's wat die lig begin aansteek het. Die polisie het hulle werk gedoen, maar ma's werk anders. Hulle lees hofstukke soos ander mense resepte lees. Net hierdie keer was die bestanddele skuld en verlies. Vandag weet ons sekere dinge. Matthew Queen is skuldig bevind aan moord en ander aanklagte. Mika word as vermoor beskou. James is doodgeskiet. Maar Bailey, sy is steeds vermis. Geen graf nie, geen bevestigde einde nie, net vrae wat aan 'n stad bly kleef so stof in warm wind. Weet jy wat my altyd tref met sulke sake? Dis so klein die begin was. Nie 'n reeksmoordenaar, nie 'n dramatiese ontvoering nie. Net mense wat in verkeerde kringe vasgevang raak. En dan begin loyaliteit skeef trek, en dan begin vrees oorneem. En dan raak iemand stil, en dan nog iemand. En voor jy weet sit 'n gemeenskap met 3 name, wat nooit weer heeltemal normaal sal klink nie. Maar hier onder die lamplig kyk ons nie net na skaduwees nie, want ware misdade is nie gerugte nie. Dit is bewysstukke, getuienis, forensiese werk en wagtyd. Vanaand gaan ons presies kyk hoe ondersoekers die saak opgebou het en toe hulle uiteindelik 'n veroordeling gekry het in Bakersfield. Die ondersoek het lank stil gelyk, totdat 'n vrou wat verbind was aan die sosiale kring rondom Micah Holzenbeek en Bailey Despot met owerhede begin praat het. Sy het vertel dat Micah geskiet is, sy liggaam is opgesny, dele is versprei om identifikasie te voorkom. Hierdie getuies was nie sommer net 'n storie nie, polisie moes dit verifieer. En toe begin die fisiese bewyse inkom. Ondersoekers het 'n eiendom deursoek wat gekoppel was aan Matthew Queen. In die tuin was 'n brandplek. Nie die tipe waar bure oor heininge gesels nie. Die tipe waar iemand gehoop het vlamme kan dinge vergeet. Forensiese spanne het menslike beenfragmente gevind.
tande en metaal-oorblyfsels van vuurwapens. Die fragmente is laboratorium toegestuur. Weke het verbygegaan en toe kom die oproep. DNS bevestig, dis Mika. En skielik was dit nie meer 'n vermiste persoon nie, dit was moord. Nog 'n belangrike stuk was die vuurwapens. James Coolstad was doodgeskiet. Ondersoekers het begin fokus op gesteelde wapens wat binne dieselfde kring gesirkuleer het. Ballistiese toetse het gewys, die Cools het ooreengestem met 'n spesifieke vuurwapen, en daardie wapen was verbind aan mense binne dieselfde groep. Dit het die 3 sake begin verbind. En dan, selfone. Selfoonrekords het getoon, daar was kontak tussen die betrokke partye rondom die tyd van Mika se verdwyning. En die liggingsdata wat mense op spesifieke tonele geplaas het. Selfone lieg selde. Hulle onthou waar jy was, selfs wanneer jy hoop, niemand anders doen nie. En wanneer jy tydlyne bou, begin gapings verdwyn. In 2022 is Matthew Queen verhoor. Die aanklagte het ingesluit: eerste graadse moord, onwettige hantering van 'n liggaam en wapenverwante misdade. Die staat se saak het gesteun op getuienis van 'n medepligtige, forensiese oorblyfsels uit die brandplek, ballistiese analises, digitale data en fisiese bewyse van ontbinding en vernietiging van oorblyfsels. Die jury het hom skuldig gevind aan moord en verskeie verwante aanklagte. Hy is tot lewenslange tronkstraf gevonnis. Maar wat van Bailey? Hier bly die saak oop. Bailey Despot se liggaam is nooit gevind nie. Sy is formeel as vermis geklassifiseer. Daar was spekulasie in die hof oor haar moontlike betrokkenheid by die vernietiging van Mika se liggaam, maar sy is nooit verhoor nie. En sonder 'n liggaam bly daardie deel van die storie onvoltooid. Wat hierdie saak wys is, hierdie was nie 'n reeksmoordenaar met 'n groot plan nie. Dit was 'n kring van dwelms, gesteelde wapens, konflik wat eskaleer en mense wat probeer het om hulle spore uit te wis. Maar moderne forensiese werk, DNS, ballistiek, digitale spore maak dit moeilik om heeltemal te verdwyn. Hulle het vuur gebruik om spore uit te wis, maar uiteindelik was dit lig wat gewen het. Onder die lamplig kyk ons nie net na wat gebeur het nie, ons kyk na hoe dit kon gebeur. Hoe gewone mense stadig oor grense beweeg, hoe 'n ma se instink sterker is as stilte, en hoe een verdwyning soms meer geraas maak as 'n geweerskoot. Wat my bybly van Bakersfield is nie net die geweld nie. Dis hoe normaal alles voor dit was. 'n warm tuin, 'n selfoon op 'n kombuistafel, 'n ma wat wag vir 'n oproep wat nie kom nie. Hulle het gedink as iets brand, verdwyn dit. Maar dis die ding van waarheid. Sy brand nie weg nie. Sy verkoel net en wag. En dan jare later sit iemand in 'n laboratorium met handskoene aan en kyk deur 'n mikroskoop na iets wat iemand anders probeer uitwis het. En stadig, been vir been, datapunt vir datapunt, begin die stilte praat. 'n jury luister, 'n regter praat, 'n lewenslange vonnis val. En tog, een naam bly sonder 'n graf, een familie bly sonder 'n slot. Hier onder die lamplig glo ek een ding, vuur vernietig, maar lig onthou. Ek is Maritjie Meyer Kokemoer. Dankie dat jy vanaand saam met my hier gesit het. Hou die lig naby, want vuur kan vernietig, maar lig onthul. Tot volgende keer. Lekker slaap.